Ons kom vanmôre, ons sê dankie. Nog 'n geleentheid wat ons kon kry vanmôre gebied word om U naam op te lig en te prys en verheerlik. Almal rondom ons kennis geneem het dat ons Jesus leef. Hy is 'n werklikheid. En Here, help ons om nooit ons monde toe te hou nie. Of ons nou ons motorkarre is, of by die huis is, ons werksplek is, waar ons ook al beweeg, dat ons mond sal oop en U naam oplig en verheerlik, want U verwag dit van ons. Dankie vanmôre vir die geleentheid. Ook dat ons kan wees, om te kan luister na die woord. Ek bid en vra vanmôre dat die woord vir ons sal breek, lewend sal maak, dat ons kan verstaan wat die woord vir ons sê. Wat die Gees sal ons openbaar vanmôre. En Here, wil ons uitstap hier, dat ons vanmôre met vreugde sal uitstap. Dat ons vir ander daar buite kan vertel dat dit wat Jesus vir my gedoen het, dit kan Jesus ook vir jou doen. Ons kanselleer die werke vir die vyand, elke versterking wat hy wil stuur na die diens toe stel ons kragteloos. Stop dit. Waar dit vandaan kom in Jesus naam. Ons dank U, die engele gaan ons bevel gee om hulle plekke in te neem, regmatige plekke in die kerk, regmatige plekke buite, by ons te staan terwyl die diens aan die gang is. En ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor. In Jesus naam, al die kinders van die Here sê, amen en amen. Mag maar sit, dankie. Maar kom ons lees vanmôre Matteus 17:14 tot 23. Die Bybel saamgebring het, kyk daar of volg op die skerm. Matteus 17:14 tot 23. Kom ons lees saam. Hy sê, toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die knie en sê, Here, ontferm U oor my seun, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na die disippels gebring en hulle kon hom, dis wat hy sê, en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hy sê vir sy disippels, hoe lank sal ek by julle wees, hoe lank sal ek julle verdra, bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom, en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, hulle het die saam afsonderlik hom gevra, waarom kon ons hom nie uitdryf nie, die duiwel nou nie. En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daar na toe, en hy sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. En terwyl hulle Galilea rondgaan, het Jesus vir hulle gesê, die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense, en hulle sal hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan, en hulle het baie bedroef geword. Ons het voor die lang voor Jesus se kruisiging gewees nie. Kan jy sê amen op die woord van ons? Sê amen. Mosterdsaad geloof, of geloof soos ons het, mosterdsaad geloof, ek wil jy baie mooi luister vanmôre, beteken nie dit wat ek in jy glo nie, ek gaan nou vir jy wys. Mosterdsaad geloof beteken nie, dat my geloof klein is. Dan ek het weer sê. Mosterdsaad geloof beteken nie dat my geloof klein is nie, maar dit sê eintlik dis onbeoefende geloof in hakkies of swak geloof. Ons moet se geneig om te sê, ek glo nie aan nie. Baie ander mense glo klein geloof en groot geloof. Was nie soos klein geloof en groot geloof nie. Die kry het nie. Ek gaan nou vir julle verduidelik, jy sê, ja, pastoor, so
gaan nou by die punt uitkom, ek gaan nie verstaan. So, wat sê pastoor, mosterdsaad geloof, beteken nie dat jou geloof klein is nie, maar sê eintlik dis onbeoefende geloof. Wat beteken swak geloof? Jesus sê in Matteus 13 vers 32, luister wat hy sê, dat die mosterdsaad die kleinste is van al die soort saad, maar 'n groot boom word waar al die voëls van die hemel kom 'n nes maak in sy takke. Jy moet onthou, waar ek gepraat het oor plante en oor bome, het ek gesê dat bome en plante spreek van my geestelike groei. Het nou jy gesê, want ons lees daarvan, spreek het van my geestelike groei. Vrug wat ek dra, spreek van my geestelike groei. Maar ons praat van diere, en ons lees het in die Bybel, praat het van my sielgedeelte, my persoonlikheid en my karakter. Maar bome praat van my geestelike groei. En terwyl ek vanoggend bid en dan oor pyns, terwyl ek bid en oor ontvang ek iets pragtigs, waar die Here my wys, dat met mosterdsaad geloof, luister mooi, met mosterdsaad geloof, behoort ons al werklik te verskuif. Luister nou mooi. Wat beteken swak geloof en nie klein geloof nie? Maar deur die beoefening van my geloof, luister mooi wat ek sê, dat die mosterdsaad geloof 'n boom kan word, Jesus sê dit self. Wat beteken sterk geloof en nie groot geloof nie. Waardeur ek nasies kan bereik, dis waarvan hy praat van die voëls van die hemel wat gaan nes maak in die boom. Snap jy die Openbaring? Ander woorde, my mosterdsaad geloof wat ek het, al is dit swak geloof, behoort ek vir 'n berg te sê om op te hef in die see, en dit moet so wees. Anderwoorde, ek het die gesag en die autoriteit as ek glo dit wat ek sê met 'n mosterdsaad geloof. Maar deur my geloof te beoefen, ek gaan nou vir julle wys wat ek bedoel daarmee, te beoefen, kan dit 'n boom word. Daai saadjie van my, wat ek beoefen, kan 'n boom word, en die boom praat, met die voëls daar, praat van nasies wat ek kan trek, deur my geloof. Sterk geloof, nie swak geloof nie. Die Bybel sê die Here het vir ons 'n mate van geloof gegee. Dat jy vir ons by wedergeboorte het ons 'n mate van geloof ontvang, en dit is jou werk en my werk om daardie geloof te vat en dit te beoefen. There's no gain without pain. Soos ek vir die Here kan vertrou vir 'n brood elke dag op my tafel, ek het niks en ek vertrou hom dat ek elke dag 'n brood sou om te eet. Maar as selfs 'n mosterdsaad geloof, kan ek dit vrystel en beoefen, dat ek die Here later vertrou vir groter dinge. Ek beoefen my geloof, want dieselfde God wat die brood vir my gestuur het, is dieselfde God wat ander dinge vir my ook sal doen. Hallo. So my saadjie, wat eintlik swak is, vat ek en ek beoefen dit. Ek sê vir my berg om te skuif, en hy sal skuif. En my geloof word sterker, ek vertrou die Here vir meer en groter dinge in my lewe, wat ek kan doen, en dit bereik, word later 'n boom, wat ek deur dit nasies kan bereik. Maar anderwoorde, ek kry sterk geloof, en nie groot geloof nie. Anderwoorde, ek kan die Here nou vir groter dinge vertrou, op die einde van die dag. Met hoor wat pastoor sê, kom ons kyk na 'n paar belangrike punte onder dit. Paar belangrike punte onder dit. Eerstens, ongeloof is nie
nie geloof nie. Kom ek sê dit weer. Ongeloof is nie geloof nie. Maar ongeloof is om iets anders te glo, in iets anders te glo. So ongeloof is wanneer ek in iets anders te glo. So as ek in die woord glo nie, waarom glo ek dan? So as ek in die woord glo, is dit ongeloof. Maar ek kan glo my eie krag, ek kan glo my eie rykdom, ek kan glo baie ander dinge, is ander geloof. Ek glo iets anders, maar aan die ander ongeloof is nie geloof nie, maar so wanneer ek glo in iets anders. Maar geloof is iets anders, my geloof is in iets anders. Ek glo in iets anders, dit is ongeloof. Tweedens, die krag van geloof lê in die grootte van geloof nie. Laat ek nou vir julle verduidelik, of dit nou klein is, wat ons sê saadjie, of is nou swak is of sterk is. Dit is nou mooi. Maar dit lê wel in ons vertroue in hom. Mense, ek en jy as kind van die Here kan deur aanskou en wandel lees. Ek moet kyk na al die dinge wat in my lewe plaasgevind het. Ek het dit ingevat en volgens dit gewandel ons onderdeur. Rock bottom onderdeur. Ek moes verby daai dinge kyk. Na dit wat Christus instoor het vir my. Ek moes na die groter prentjie kyk. Ek moes verby die berg kyk. Ek moes na my oorwinning kyk. Verstaan? Ek kan nie op gevoel, op dit wat ek sien, wandel nie. Dit gaan nie werk nie, ons gaan nergens kom nie. Die kind van die Here, regverdige, wandel deur die geloof. Dis 'n ding wat jy aanvaar omdat die woord van God dit sê. Dis wat ek aanvaar ooreenkomstig God se woord. Die wat mense vir my sê, mense vir my dink nie, dit gaan nie werk nie. Ek aanvaar dit omdat die woord van God vir my sê dit is so. En op dit reageer ek en ek snel my geloof om in daai rigting te kom. En so bou my geloof. Jesus het nooit vir die wat genesing ontvang het gesê, jou grootte van jou geloof en jou gered nie, of genees nie. Nergens in die Bybel kry dit nie. Maar hy het telke male gesê, gaan, jou geloof het jou gered. Ons lees wel, en baie mense het miskien sal hulle gedink het, ek sê klein geloof is nie klein nie, waar Jesus sê spesifiek vir Petrus. Toe die skuit uitklim, hy vir Petrus kom, sê, Here, is dan, laat my toe op die water loop, hy sê, kom. En op Jesus se woord, het hy geloop, sy oog gefestig op hom, maar later met die geruis van die wind, en die groot golf wat hy gesien het hy gesing, sy oog afgehaal van Jesus af. Was hy Jesus vir hom? Klein gelowige. Nou hy klein gelowige beteken nie, dat hy klein geloof gehad het nie. Nee, hy het swak geloof gehad, dit beteken eintlik little faith. Little faith. Swak geloof. En mense met little faith is geneig om goed te begin, maar later te twyfel. Kan ek weer sê? Mense met little faith is geneig om goed te begin, maar later te twyfel. Jy glo dit met jou hele hart, dat die Here vir jou uitkoms kan gee. Jy glo dit met jou hele hart, dat die Here jou wonderwerk in jou lewe kan doen. Al die dinge wat plaasvind, en dan moet jy 'n bietjie langer wag as normaalweg wat jy moet wag. Jy spring weg met 'n boom, en jy eindig later in die slote onder, want jou vertroue is nie meer daar nie. Jy kan dit nie meer glo nie, jy kan dit nie verstaan dat die Here so lank vat om jou gebed te beantwoord nie, om vir jou uitkomste te gee nie. En as ek sê vanmôre, dat mense met little faith is geneig om goed te begin, maar later te twyfel. Belangrik mense. Maak nou nie saak wat hy wil vir jou preek nie. Maak nou nie saak wat mense van jou sê nie.
Solank ek en jy ons oë op Jesus kan hou, kan ons dit maak. Maak nie saak hoe storms moet buite nie, ons gaan dit maak. Want ons gaan deur dit kom met die hulp van Jesus. Derdens, geloof is 'n saad. Maar vir jou en my sê dat ons moet daarom werk om dit te ontwikkel. Ek kan dit nie daar los nie. Saad beteken niks, dit moet gesaai word. As ek die Here kan vertrou vir 'n brood, soos nou gesê, kan ek vir groter dinge vertrou later van tyd. Maar ek moet my geloof ontwikkel. Ek moet dit so te sê rek. Ek moet my geloof ontwikkel. Ek kan soveel dinge sê rondom dit. Waar ek wel die Here vertrou in die begin van 'n brood, wel vertroud vir kos op my tafel, wel vertroud vir baie ander dinge, en later moes ek hom vertrou vir groter dinge. En dieselfde God wat daai brood op my tafel het beland, is dieselfde God wat later oorwinnings vir ons oorwinning gegee het. Hy het nog nooit verander nie. Tweede hoofpunt, Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek en jy hoop. Dieselfde geloof is my bewys van die dinge wat ek nie kan sien nie. Maak jy snap wat mense sê nie? Dan gaan hy verder, Paulus skryf verder. Hy sê van daardeur wat deur geloof het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ek en jy dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, so die dinge wat gesien word nie ontstaan uit uitsienlike dinge nie. Dit wat ek hier sien met ons oë, het nie ontstaan uit sienlike dinge nie. Dis dinge wat nie bestaan het nie. Hy sê, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. In ander woorde, ons moet glo, is al reeds hier. Wie maas van ons baie keer, want ons bid en ons glo dit, maar ons tree nie toe nie. Ons doen niks omtrent dit nie. Ek gaan sit nog in die hoekie en ween. Ek gaan weer klaag nog steeds. Ek gaan kla nog by die Here. Ek wonder nog of die Here my gebed gaan beantwoord. En al daardie dinge wat plaasvind in plaas van wanneer ek my geloof vrygestel het en die Here daarvoor vertrou het dat ek vir hom dankie sal sê vir my antwoord op wat op pad is. En dat ek leef asof ek al reeds hier is. Ek kan vaar my genesing. Al voel ek nie lekker nie. Al voel ek nog dieselfde. Ek kan vaar my oorwinning. Al lyk al die dinge nog buite dieselfde. Ek kan tot die tyd wat vir my kind gebid het en allerlei dinge wat daai tyd gebeur het. Het ek net die positiewe dinge bely. Hoe meer ek bely het, hoe meer dat die duiwel die hel basies losgemaak rondom ons beweeg. Verstaan? Maar ek het vasgestaan daarop en dit het gekristalliseer later van tyd te my Here. Ons kan nie met ons oor aan hulle kyk en glo in die Here nie geantwoord nie. Ek kan nie so voel en glo in die Here my geantwoord nie. Ons moet reageer op die geloof en glo wat God se woord sê. Ons vertrou in hom plaas en weet op die einde van die dag sal hy vir ons die uitkoms gee. Hy het nog nooit verander nie. Luister. Dinge wat nie bestaan nie sien, asof dit bestaan. Dit gebeur skielik. Nou kom ons geleesde gedeelte. Ons vind 'n pappa wat desperaat is. Was sy enigste seun, sê die ander gedeeltes, Lukas, Markus sê hy sy enigste seun gewees. Na Jesus toe vat, Jesus is nie daar nie. Hy vat sy seun wat epileptiese leier was of maansiek was in ander vertalings. Vat hy toe na die disippels toe, met die hoop dat die disippels dieselfde werke sou doen as wat Jesus sou doen. Ek bedoel, as ek iemand vat, as ek nou 'n navolger van Jesus was, en ek vat nou iemand bring iemand na my toe, of ek vat iemand toe,
'n ander persoon toe, wat saam met Jesus was, en ek glo dat daai persoon wat saam was vir daai tydperk, kan dieselfde werke doen. Hulle het geglo wat Jesus gedoen het, en hulle vertroue was nie in hom, hulle vertroue was in hulle self. Toe boemerang hy hele ding. Hy boemerang terug en niks gebeur nie. En hy seun kom agter, daai man kom agterna terug na Jesus toe. Sê Jesus, ek het my seun so toe gevat, maar niks het gebeur nie. Jou disippels kon hom nie genees nie. Jou disippels kon my nie help nie. En ons lees van hierdie man wat vertel van Jesus dat sy seun siek was, en hy sê vir die vra vir Jesus, hy sê Jesus, wees ons asseblief genadig. My seun het wat epileptiese aanvalle gekry, is demonies van aard, was gemartel deur hierdie ding. En luister wat Jesus sê vir sy disippels, hy sê, o ongelowige en verdraaide geslag, bring daardie kind hier vir my. Nou, ek gaan kyk voor op die ander gedeelte kom. Hoekom ek sê dat die kind sy siekte demonies van aard was? Of veroorsaak was deur 'n demoon van krankheid. Ek kyk die simptome wat ek lees van in Matteus, in Markus en Lukas, sê dit duidelik. Hy het styf getrek. Daar was skuim in sy mond. Hy het op sy tande gekners. Baie keer het hy gees op hom gegooi in water en baie keer gegooi in vuur. Hy was stom en het epileptiese aanvalle gekry. En toe die gees wat in daai man was, Jesus sien, luister die Bybel sê daar, toe daar die gees om stuiptrekkings kry, en dat die kind val op die grond, en die kind begin rondrol, en baie keer probeer om die kind dood te maak, sê die pa. En Jesus vra van, hoe lang kry hierdie kind nou hierdie siekte, hoe lang hierdie siekte? En hy sê van geboorte af. Dis nog 'n teken dat dit wat op hom gerus het, en die demoon wat beset geneem het van daai kind, moontlik gekom het deur familievloeke. Dit was alledaags, in daai tyd was alledaags niks snaaks gewees nie. En die gees het ook baie keer deur die seun geskreeu, en dan ook sê die Bybel dat daai gees hom verniel. Dit is wat hy doen. Hy kom om te slag, te steel en te verwoes. En Jesus bid vir hy kind, hy dryf hy duiwel uit, en nadat dit gebeur het, toe kom die apostels of die disippels apart na hom toe, afsonderlik na hom toe, en hulle vra vir Jesus, Jesus, hoekom kon ons dit nie doen nie? Jesus sê teen julle ongeloof, julle het iets anders te vertrou, nie in my nie, en dat hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas. Die twee dinge, jou vertrou was op iets anders te gewees, miskien jouself, en tweedens, hierdie geslag as 'n sterker geslag, gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. Nou, sê dit dat ons geestelike lewe speel 'n belangrike rol. Want as ons 'n gesonde verhouding met hom met Jesus het, sê dit vir my dat jy 'n persoon is wat jou daagliks ondersoek en gereeld vas en bid. Hulle wil saam met hom, kom nou mense, hulle het vir 3,5 jaar, hier is nou op die einde van die tyd, het hulle saam omgewandel, het elke ding gesien, elke ding beleef. Hy het hulle gesag en autoriteit gegee om duiwels uit te dryf, hand op siekes strene en siekes sal gesond word. Dit het ontvang, Jesus het vir hulle gegee, en daar gebeur niks nie, omdat hulle in hulle self vertrou het, al hulle geweet het wat Jesus toe miskien dieselfde gedoen daar, maar hulle vertroue was nie in hom nie, hulle vertroue was in hulle self. En daai hele ding boemerang, baie keer staan ons hier, en ek wonder of ek genesing sal ontvang. Jou vertrou is 'n verkeerde plek, as jy kom na die pastoor vir jou bid, dan hy genees is jy op 'n verkeerde plek. Jy kom om die Here te vertrou vir 'n wonderwerklike genesing. Hy doen die werk, hy is die groot geneesheer. En as ons kyk daar na sy disippels, het saam gewandel, en het presies geweet wat Jesus van hulle verwag,
en as jy nou jouself omsien, geestelik gesproke, en na jou innerlike mens omsien, en jy vas en gereeld, jy vas en bid gereeld, dan is jou innerlike mens gesond, mense, hulle tel, 'n gees tel presies op wat in jou hart ingaan. Jy kan nie toekies omdraai nie met sommige mense werk nie. Hy weet wat aangaan. En hy het geweet dat Jesus, wie hy was, wat hy kan doen, en dis hoekom ons so te kere geglind in hy liggaam. Nou sê hy daar, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie geloof het soos 'n mosterdsaad, little faith, swak geloof, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daar na toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Wie wat my tref daar, Jesus sê vir sy disippels, jy moet met daai berg praat. Kom nou mense. Jy moet met daai berg praat. Daai berg wat voor jou staan, kan enigiets wees. Dit kan krankheid, siekte wees, dit kan depressie wees. Dit kan enige ding wees wat voor jou staan. Baie keer bid ons vir die probleme, ons praat nie met die probleem nie. Kom nou mense. Baie keer bid ons teen die berg, maar ons praat nie met die berg nie. Jesus sê, as jy geloof soos 'n mosterdsaad, dan kan jy vir daai berg sê om te gaan. Jy kan vir daai berg sê, beweeg, en hy sal beweeg. Gaan soet, en hy sal soet toe gaan. Want niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ek en jy as kind van die Here moet leer om met ons probleme te praat, en vir daai probleem te sê, waar hoort hy? Hallo? Kinders in die huis wat rebels is, jy praat nie met jou kind nie. Jy praat met 'n gees van rebellie, jy sê vir daai gees van rebellie waar hy hoort. Stuur hom terug warm plek toe, stuur hom terug duisternis, waterlose plekke toe, stuur hom, en maar praat met die probleem. Ek sê dis met bid daaroor nie is reg, ons moet bid, wat vas en gebed werk ook, ons moet vas en bid, maar praat met daai berg. Wie wat is 'n berg wat voor jou staan? Dis iets wat stubborn is. Kom nou mense. 'n Stubborn ding wat voor jou staan, is 'n berg. Iets wat hom reeds daar gevestig het in jou lewe. Hy's stubborn. Hy's moedswillig. Hy's 'n berg wat voor jou staan. Eintlik is hy eintlik 'n molsoop, maar hy blaas hom so soos 'n berg, en jy kyk kort tot vas teen die berg, 'n stubborn ding wat hy wil beweeg nie. Hy verstaan en hy weet jy bid, hy verstaan en hy weet jy vas, maar hierdie ding moet aangespreek word, en gesê word om te los. Hy's hardkoppig, mense, hoeveel demone is hardkoppig, hulle sal nie gaan, tensy jy met hy ding praat, jy moet vir hom opdrag gee, in die gesagsnaam van Jesus, om te gaan, dan moet hy gaan. Hy het nie tweede keer sê hy moet gaan. Net soos hy berg wat voor jou staan, is stappen. 'n stap wat jy moet hom praat, en vir hy berg sê, ek sê vir jou vanmôre, jy sal beweeg en gaan. En ons moet baie keer net daai ruggraat kry. Want baie mense is te bang om te praat daaroor. Baie mense is te bang om te preek oor dit. Demone is reël, is reg, is 'n werklikheid. Die geesrealm is 'n werklikheid. Ons veg nie teen vlees en bloed nie. Ons veg teen hulle, die gees is reël. Ons veg daarteen, en ons moet ons gesag en autoriteit moet ons gebruik. As dit hoe swak as 'n mosterdsaad, kan ek nog van daai berg sê, ek sê vir jou, jy beweeg, jy sal gaan, jy sal jouself ophef en die see gaan werk. Jy sal nie in die huis bly nie. Hierdie huis is Jesus se. My gesin behoort aan Jesus. My familie behoort aan Jesus. My finansies behoort aan Jesus. Dis nie jou nie. Ek sê vir jou, trek Ferreira, gaan. Ek beveel jouself op te gaan in Jesus naam. Kom nou mense. Gebruik
autoriteit en gesag. Jy kan nou sê, pas wat ek nie geloof, jy dan geloof soos 'n mosterdsaad is genoeg. Kom nou mense, jy het geloof soos 'n mosterdsaad se roet swak, wat genoeg is om vir daai berg te sê, nou dink dit net, as jy by 'n boom kom, wat kan jy dan doen? Dan kom jy na by jou huis nie. Hy loop draai daar om blokke ver, want hy weet jou geloof is soos 'n boom. So as 'n mosterdsaad moet jy werk, maar mense, ons skeer uit duiwel te veel rook as ek die woord mag gebruik. Ons kla oor ons kinders wat rebels is. Ons kla oor ons man wat die Here nie dien nie. Ons kla oor al die dinge, maar wat doen ons omtrent dit? Wat doen ons? Staan op, kry ruggraat. Gaan jy binne 'n kamer sê, ek praat met jou berg en noem hom by die naam. Jy wat so stabbend is al die jare hier. Wat my aanval met siekte, jy het nou vandag jou laaste tyd hier gekry. Jy sal verdwyn, jy sal gaan, jy sal los in Jesus naam. Maar die woord sê dit. Hy sê niks sal vir ons onmoontlik wees. Niks sal onmoontlik wees nie. Weet jy, baie keer bid ons vir mense wat met inkom, ons bid vir ons man wat met inkom, bid vir ons vrouens, bid vir ons kleinkinders, maar weet jy, baie keer is met 'n berg wat voor hulle staan, hulle kan nie sien, hulle kan nie hoor nie. Ek dink 'n tyd geword ons daai berg ook vir daai berg opdrag gee en sê los, gaan vir my kleinkind weg, gaan vir my kinders weg, gaan vir my man weg, gaan vir my vrou weg, en dan roep jy daai kind vir jou, jy roep daai kleinkind vir jou, jy roep jou man en jy roep jou vrou, dan sal hulle hoor, maar dieselfde God wat daai berg verdwyn het, is dieselfde God wat jou kinders hulle bring. Yes. Hy verwag van ons om hy stabbend berg te praat en vir hy stabbend berg te sê. Hy moet los en hy moet gaan. Hy het geen plek in jou huis nie. Hy het geen plek in jou finansies nie. Hy het geen plek in jou kinders se lewe nie. Hy het geen plek nie, hy het geen plek nie. Vrees ook is 'n berg wat baie stabbend is. En baie keer plaas hy vrees, daai berg van vrees staan voor jou. Jy's te bang om huis te gaan. Jy's te bang om te beweeg. Jy's te bang om dit te sê. Is die berg van vrees is 'n stabbend ding, maar ons kan daai berg wat skuif. Ons het die geloof soos die van 'n mosterdsaad. En die Here sê my geloof soos 'n mosterdsaad is, dan moet hy berg luister. Hy moet luister, nie miskien nie. Hy moet luister en homself ophef in die segelberg. Nie miskien nie, hy moet. Ja. Ja. Praat met jou berg. En gee dit opdrag om te skuif. Op grond van wat Jesus sê. En in sy naam. Ek weet van mense waar berge ingaan en self ingegrawe het. Die oggende opstaan, geestelik gesproke, en jy trek die gordyn oop, dan sien jy berg voor jou. En jy gestaan voor jy geslaap, geestelik gesproke, jy trek die gordyn toe, dan sien jy berg voor jou. As jy gaan slaap, dan droom jy van dit. As jy wakker word, dan praat jy van dit. Want hy stabbend berg wil nie beweeg nie. Mense. Kom ons gaan verder. Hardkoppige dinge wat weier om te gaan of beweeg, kan jou berg wees. Nou wat Jesus van jou en my verwag, is om in die berg te praat en dit opdrag te gee om te skuif. En vir hy berg te sê, dit hoort nie hier nie. Jy hoort nie hier nie. Jy is uit jou plek, skuif in Jesus naam. Nie te sê jy gaan iets voel nie. Nie te sê jy gaan iets sien nie.
Maar ek glo wat die woord sê. My geloof is in die woord van die Here, dat wanneer ek het self uit daai mosterdsaad geloof, sal dit plaasvind, sal gebeur, want Jesus sê, niks sal vir my onmoontlik wees nie. Amen. Ek kan julle buite lê. En ek en jy gaan dit vanmôre probeer, ons sal vanmôre dit toepas in ons lewe. Ek en jy gaan vanmôre op daai berg sê om self op te hef en die see te werk. Ons gaan vanmôre op daai berg opdrag gee. In lyn met God se woord, in lyn met Jesus gesê het, en ons gaan op daai berg sê om te beweeg. Nie môre nie, nie oormôre nie, nou. Daai berg van siekte, berg van krankheid, daai berg van wat dit wil mag wees, gaan nou beweeg in Jesus Christus se naam. En dit wat ons sê, en ons geloof is gevestig in Jesus Christus, ons doen dit nie omdat ek dit krag het om dit te doen nie, of die salwing het om te doen nie, nee, ek doen dit omdat Jesus my gesê het om dit te doen, en ek kom van hom af, my vertroue is in hom, my vertroue is absoluut in Jesus Christus, en ek weet van hom, kom ons klap ons hande, Jesus Christus gaan my help, terwyl ek van hom sal skryf. En kom ons staan en ons het dit vanmôre. Voordat ons begin. Ek wil elke wat hier staan vanmôre in jou lewe is daar berg, nie vir selfs die berg in jou lewe nie. Wat is hy berg? Wat daar koppig is, wat stappen is, wat nie wil skryf nie. Wat is hy berg wat nie wil skryf in jou lewe nie? Reg jou finansies, jou gesondheid, maak jy stap wat het mag wees nie. Wat is die berg wat jy wil hê? Here moet daai berg net laat gaan. Daai berg moet buitendien hoor. En as jy ons met die berg praat, sal die berg hoor wat ek en jy vanmôre sê. Dit hoor wat ek en jy sê. En op grond van die woord sê ons dit vanmôre, in daai berg moet ons self ophef, daai berg moet gaan, daai berg moet skuif. In jou gedagtes plaas daai Stubbenberg. Vorm my prentjie waar daai berg staan in jou huis, waar jou kinders is, jou man, vrou, maakie saak wat jy sê, vorm hulle voor ons begin bid, want die kinders nie bid as dit nie in die gedagtes het, in die geestesmoegheid nie. Hou dit daar, jy weet wat het is, jy weet wat het is, en ek gaan bid vanmôre, soos ek bid, dat ek sê met saam met my stem, en sê, Here, daai berg gaan, daai berg los, daai berg skuif, nie môre nie, nie vanaand nie, nie vanmiddag nie, daai berg skuif nou, dis nou hoe laat, is presies nou, net na 10:30, daai berg skuif nou. As iemand wat in die hospitaal is, en jy moet proxy staan, en daai persoon is gereeld in die hospitaal, daai berg skuif nou. Maak nie saak wat dit is nie, daai berg skuif nou, in Jesus naam. Reg, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, en Jesus volgens die woord wat U ons leer, en geleer het vanmôre, dat as ons geloof net so is soos 'n mosterdsaad, daai swak geloof, en as dit 'n mosterdsaad, kan ons vir daai berg sê om te beweeg, en hy moet beweeg, en hy sê self in die woord, dat niks sal vir ons onmoontlik wees nie. Op grond van dit, op grond van die woord, en ons oog gefestig op U, nie op onsself nie, nie op die kerk nie, nie op 'n persoon nie, maar gefestig op U. Kom ek vanmôre en ek sê vir elke berg, elke Stubbenberg, jy moet staan in die plek waar jy moet wees in die mense se lewe. Jy weet wie jy is. Jy weet jou siekte, krankheid, probleme, depressie, wat dit al mag wees vanmôre. Noem my naam in jou gedagtes, noem my naam vanmôre. Here, in daardie vorm van depressie, daai vorm van krankheid en siekte, wat ook al dit mag wees, of hulle bid vir 'n siel wat moet inkom, is 'n berg wat voor hy kinders staan,
is 'n berg wat voor die kleinkinders staan, is 'n berg wat voor die man en die vrou staan. Here, daai berg vanmôre sal beweeg in U naam. En ek kom vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus, en ek gee daai berg opdrag, ooreenkomstig die woord van die Here, om te beweeg. Jy's op verkeerde plek, jy's op verkeerde plek, jy's al die jare stamme, jy is nie meer stamme nie, want in die gesagsnaam van Jesus sal jy los. Jy sal in elkeen se huis uitgaan, jy sal in elkeen se lewe uitgaan, jy sal elkeen se finansies los, elkeen se liggame los, jy sal dit los. Satan, jy hoor vanmôre, elke demoon agter dit, jy sal gaan in Jesus naam, jy word gebind, jy word vasgemaak, jy word uitgedryf, teruggestuur waterlose plekke toe. Jy daai berg gaan saam met julle. Ons dryf hy berg uit. Ons gee hom gebied om hom te los in Jesus naam. Ons breek hy bande oor elke persoon se lewe. Ons breek dit oor elke huis. Ons breek dit oor elke vorm van finansies. Ons stel dit kragteloos. En ons sê vir daai berg, beweeg nou in die naam van ons Here Jesus Christus. Uit elke persoon se lewe wat hier staan vanmôre en wat luister na die boodskap, berg, jy gaan nou in die naam van ons Here Jesus Christus. Jesus sê dit sal gaan en groter dinge sal ons doen as dit. Niks sal onmoontlik wees ons agterna nie. Ons stel ons geloof vry in Jesus Christus vanmôre. En ons glo dit wat die woord sê. En dit sal so wees in Jesus naam. En elke persoon vanmôre sê amen en amen. Kom ons stap ons hande vir Jesus vanmôre. Yes. 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 No more stubbornness. Sal gaan. Sal los. Kyk dit vir 'n wonderwerk. Wanneer jy opstaan, al die dinge jou herinnering, dit wat voor die staan en sê vir hom, sê jy's 'n verloder. Jy's op 'n verkeerde plek nou 'n adres. Onthou 11:30 Sondagoggend het ek jou opdrag gegee om te gaan. Jy moet maar gaan, jy kom nie terug hiernatoe nie. Jy moet maar gaan, jy kom nie terug hiernatoe nie. Praat met hom, sê vir hom, moenie dat jy ding op jou laai nie. Moenie dat jy moedeloos maak nie. Moenie dat hy jou herinner, want jy sê vir hom, jy het verloor. Jy het verloor. Daardie berg is saam met jou weg. Dit sal nie weer terugkom in my huis, in my lewe, my kinders lewe of in my finansies nie. Dis weg vanmôre. 11:30, is dit al 25 voor 11. It's gone. It's gone. Die Here doen nie halwe werk nie. Amen. Orkes kom. Jesus doen nie halwe werk nie. Doen nie halwe werk nie. Doen nie halwe werk nie. Jesus doen nie halwe werk nie. Sê agter my aan vanmôre terwyl hy regmaak. Sê Jesus is my eerste liefde. Hy is my begin en my einde. Jesus die besetter van my hart. Jesus die redder van my siel. Jesus my groot geneesheer. Jesus my verlosser. Jesus my voorsiener. Jesus my beskermer. Sê dankie Jesus dat ek aan U behoort en dat U myne is. Kom sê dankie vir Jesus vanmôre.